400 pluspunte van Yeshua se goddelikheid, mag en gesag. Mense is geneig om te sê, die duiwel is daar maar besig. Hy is hard aan die werk en hy het nie 'n leier op die hoof nie. En net so is die gees van dwaling vandag, hard aan die werk om die volk te mislei, om mense te leer dat Yeshua net 'n gewone mens was, soos ek en jy. Ja, hy moes vlees word om die titel Immanuel te dra, wat beteken Elohim met ons. En daar staan geskrywe dat ons deur Elohim self geleer sal word. Die Messias-verwerpers wat Yeshua se goddelikheid verag en hom gelykstel aan blote mens, sal 'n paar skrifverse aanhaal om te probeer te bewys dat hy soos ons is. En dit is waar. Hy het homself met ons vereenselwig. Hy het in die vlees gekom en het deurgegaan wat ons deurgaan. Hy het die dood gesmaak. Maar hy het dit gedoen om sy taak en sy doel te volbring, om die mag van die doderyk te verbreek, dit te oorwin en alles aan hom te onderwerp, sodat elke knie sal buig in die hemel, op die aarde en selfs onder die aarde. Nou hierdie studiestuk gee 400 plus 'n skrifgetuies om aan te toon dat Yeshua beslis nie net 'n gewone mens was soos ek en jy nie, maar dat hy alle mag ontvang het in die hemel, op die aarde en onder die aarde en dat alles aan hom behoort. Hier volg 400 pluspunte van Yeshua se goddelikheid en ek gaan dit kortliks hou en nie elke skrifvers lees nie en ook nie dit volledig die skrifgedeeltes bespreek nie. Anders sou ons daelang besig wees met hierdie studiestuk. Indien jy 'n volledige ondersoek wil doen, stop gerus die video en ondersoek elke skrifvers self wat ek gaan gee en toets my daarop. Ok, punt nommer 1. Die woord was Elohim. Die woord het vlees geword. Voor Abraham is ek. Heerlikheid het hy gehad voordat die wêreld bestaan het. Alles is deur Yeshua geskape gewees. Niks is geskape sonder Yeshua nie. Hy onderhou alles. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en hy is die laaste. Hy was van die begin van die skepping. Hy is die beeld van die onsigbare Elohim. Die volheid van die godheid woon liggaamlik in hom. En hy is die meester van heerlikheid. Hy is die waaragtige Elohim. Hy is die groot Elohim en verlosser. Hy lewe in homself. Hy gee aan wie hy wil. Hy sal oordeel. Alle mag het hy ontvang. Hy het 'n naam bo elke naam. Elke knie sal voor hom buig. Hy's onveranderlik. Hy is die meester van die Sabbat. Die engele aanbid hom. Sy troon is vir ewig. Die skepping onderwerp hom aan Yeshua. Yeshua sit aan die regterhand van die Vader. Hy is gelyk in eer met die Vader. Hy deel heerlikheid met die Vader. Hy is koning vir ewig. 'n Maagd het swanger geword met hom. Immanuel, hy is Immanuel, dit beteken Elohim met ons. Hy is deur die Heilige Gees verwek. Hy kom uit Bethlehem soos geprofeteer was deur Micha. Die ster het getuig van hom. Die wyse manne aanbid hom. Die engele verkondig, hy sal groot wees. Die seun van Elohim verklaar wees. Uit Egipte het die Vader sy seun geroep. Elohim stuur sy seun op die regte tyd. Hy moes vlees word om die duiwel tot niet te maak om mag van die doderyk te kon kry. Hy was sonder sonde. Hy het die sonde veroordeel in die vlees. Hy verneder homself. Hy was gehoorsaam gewees tot die dood. Hy het water in wyn verander by Kana. Die eerste groot visvang waar die nette vol geword het, het hy uitgewys. Hy het die storm stilgemaak op die see. Hy dryf die duiwels uit in die varke en toe verstort die varke in die see. Hy voed 5000 mense met 5 brode en 2 visse. Hy het op die water geloop. Hy het 4000 gevoed. Minstuk in die visse bek was voorspel en gevind gewees. Die vyeboom het hy vervloek en het opgedroog. Die tweede wonderlike visvang na sy opstanding. Die malaatse het hy gereinig. Hy het die hoofman oor 100 se slaaf genees. Peter se skoonmoeder genees. Hy het 2 blindes genees. Hy het die verlamde man genees. Die bloedvloeiende vrou het hy ook genees. Jairus se dogter het hy opgewek. Hy het die stom tot demoonbesetene genees. Die man met 'n verdorde hand genees. Kanaanitiese vrou se dogter bevry van 'n demoon. 'n Doofstomme man het hy genees. 'n Blind man van Betsaida het hy genees. Hy het die seun met 'n stom gees bevry. Hy het 'n vrou wat krom gebuig was vir 18 jaar het hy genees. Man met watersiekte het hy genees. Hy het 10 melaatse gereinig. Hy het die man by Betsaida ook genees. Blindgebore man het hy genees. Hy het die oor van die soldaat
wat Petrus afgekap het, het hy genees. Hy het baie siekes genees in Kapernaum. Groot menigtes in Galilea het hy genees. Menigtes het hy genees by die see. Siekes aangeraak en almal het hy genees. Menigtes het hy genees op die berg. Baie genees hy in Juda en Jerusalem. Die weduwee van Nain se seun het hy opgewek. Lazarus uit die graf het hy geroep en opgewek. Man met 'n onrein gees in die sinagoge het uitgedryf. 'n Legioen duiwels het hy uitgedryf. Hy het 'n seun met 'n stomme gees bevry. Maria Magdalena se 7 duiwels het hy uitgedryf. Hy het opgestaan uit die dood. Hy verskyn aan Maria Magdalena. Hy verskyn aan 2 op die pad na Emmaus. Hy verskyn aan die disippels sonder Thomas en dan verskyn hy aan die disippels met Thomas. Hy verskyn aan die 7 by die see. Hy verskyn aan meer as 500 broeders en dan het hy ook in die hemel opgevaar. En as ons kyk na profesies, die saad van die vrou oorwin die slang. Dit was in Genesis al geprofeteer gewees. Die saad van Abraham, hy's 'n seun vir die nasies. Die saad van Isak, hy kom uit Jakob. Silo, die regmatige koning, kom uit Juda, al voorspel in Genesis. Die wortel uit Isaai, hy is die seun van Dawid, hy die regverdige spruit van Dawid, die spruit van Jahwe. Hy word die sterke Elohim genoem. Die maagd sal swanger word en 'n kind baar, gebore in Bethlehem, Micha 5. Soos voorspel. Uit Egipte word die seun geroep. Die kindermoord in Rama word voorspel. Die voorloper wat die pad voorberei. Die stem in die woestyn, gesalf met die gees. Die goeie nuus aan die armes. Hy sag en nederig, lig en verbond vir die heidene. Hy is die dienaar van die Vader, nie getoos of geroep nie, ook soos voorspel was. Gebreekte riet nie gebreek nie. Ywer vir die huis verteer hom. Hy Jahwe self kom as herder. Hy het 'n ewige troon. Hy is die koning van Sion. Hy is 'n seun van Elohim verklaar. Hy is volgens die priester van die orde van Melchisedek. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Yeshua kom op die wolke. Hy is 'n heerser van nasies, regeer met geregtigheid. Hy was verag en hy was verwerp gewees, soos voorspel. Die man van smarte, hy het ons krankhede op hom gedra. Hy is deurboor vir ons oortreding, soos voorspel. Hy was stil voor die skeerders en is ook voorspel. Saam met die misdadigers gereken, hy is begrawe by 'n ryk man. Sy hande en sy voete was deurboor, sy klere verdeel deur die lot, bespot en bespotting, gal en asyn gegee. Hy is deur 'n vriend verraai, verkoop vir 30 sikkel silwer. Die 30 sikkel silwer was toe in die tempel ingegooi gewees, en nie in die doderyk gelaat gewees nie. Hy het op die 3de dag sy herstel, verhoog na lyding, steen by die bouers verwerp het. Die nuwe verbond het hy herstel, sonder skuld het hy gedra. Hy is die lam sonder gebrek. En dis alles voorspel deur die profete van Yeshua, hierdie goddelike entiteit. Geen been was gebreek gewees nie. Hy is die versoendeksel. Hy is die rots wat water gee. Hy is die koperslang wat verhoog is. Hy is die lig vir die heidene. Die nasies kom na sy lig. Sy naam is groot onder die heidene. Hy is koning van die hele aarde. Hy kom met heerlikheid en krag op die wolke. Hy oordeel nasies. Hierdie koning kom nederig. Jahwe kom en almal sien hom. Hierdie herder word geslaan. Sy bloed red van oordeel. En om te kom by die Pasga, geen been is gebreek nie, hy het gesterf tydens Pasga. Die bloed bring verlossing, soos die deurposte wat hulle gesmeer het met bloed. Hy is die lam van Elohim. Die suurdeeg simboliseer sonde. Die sonde, brood, is gelyk aan reinigheid. En al hierdie feeste wat ek nou gaan doen, het betrekking net tot op Yeshua. Yeshua, hy was sonder sonde, sy liggaam sonder bederf. Begrawe tydens die fees van ongesuurde brode. Hy laat ons fees vier sonder suurdeeg. Hy is die eersteling van die oes. Hy is die eerstelingsgerf wat op die eerste dag na die Sabbat beweeg was. Yeshua het opgestaan die eerste dag. Hy word genoem die eersteling van hulle wat ontslaap het. 50 dae na Pasga kry die eerstelingsgerf Yeshua. Hy het die wet gegee by Sinai. Hy stort sy gees uit op die fees van die weke. Die wet geskryf op ons harte. Die gemeente word gebore. Die 2 brode, Judeërs en heidene, die 10 verlore stamme van die huis van Israel, hulle word een onder een dak. Die basyn geklank, hy kom met die basyn geklank. Wekroep tot voorbereiding. Yeshua kom met die basyn. Die laaste basyn ook. Die seun van die mens kom met heerlikheid. Die hoëpriester gaan in die allerheiligste. Die bloed vir versoening. Die sondebok dra sonde weg. Yeshua, hoëpriester, met sy eie bloed het hy ingegaan. Eenmalige offer wat hy gebring het. Sonde finaal weggeneem. Israel woon in tente. En dit herinner ons aan die woestyntyd.
Hy het onder ons getabernakel, lewende water tydens die fees. Hy is die lig van die wêreld. Jahwe woon by sy mense. Hy het hierdie rusdag ingestel. Die Sabbat is 'n teken. Yeshua is meester van die Sabbat. Hy gee ons die ware rus, die Sabbatsrus wat oorbly. Die daaglikse brandoffer is hy, eenmaal vir altyd geoffer. U is my seun, volgens Psalm 2 en Hebreërs 1. Ek sal vir hom 'n vader wees. Die engele moet hom aanbid. U troon, o Elohim, is ewig. Dis wat die Vader van hom sê, hy noem hom Elohim. Elohim het u gesalf. Die Vader het Yeshua gesalf as koning. U het die aarde gegrond. Die Vader sê vir hom, sit aan my regterhand. Ek het my koning gesalf, sê die Vader. Nasies as erfdeel gegee aan Yeshua, die priester vir ewig, wat die Vader van hom verklaar. Aan hom gehoorsaam die volke. Hy is die eerstgeborene van die hoogste koning. Dit is my geliefde seun, sê die Vader. Hy sê, luister na hom. Elohim het hom verhoog, die Vader verhoog vir Yeshua, en hy sit aan sy regterhand, want alle mag is aan hom gegee deur die Vader. Hy is Jahwe, of soos hulle sê hier so Here, baie mense sê mos meester. Hy is Jahwe en Messia gemaak. Hy moet regeer. Die skepping sal vergaan, maar Yeshua sal bly. Sy gesig is soos die son in sy krag, oë soos 'n vuurvlam, stem soos die geluid van baie waters. Hy is 'n skerp, 'n tweesnydende swaard gaan uit sy mond. Sleutels van die doderyk en van die dood. Die Lam ontvang aanbidding en saam met hom wat op die troon sit. Die Lam is die lig van die nuwe Jerusalem. Hy is die boom van die lewe in die stad. Sy naam op die voorhoof van die diensknegte geskrywe. Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Yeshua noem homself die Alfa en die Omega. Hy is en wat was en wat sal kom, 'n ewige dimensie. Sy hoof en hare wit soos wol, beeld van die oue vandaag. Sy oë soos 'n vuurvlam, deursoekend en reinigend. Sy voete soos blink koper wat in die oond gloei, oordeel en heiligheid. Sy stem soos die geluid van baie waters, hemelse majesteit. 7 sterre in sy regterhand, gesag oor gemeentes. 'n Skerp tweesnydende swaard gaan uit sy mond, sy woord oordeel. Sy aangesig skyn soos die son in krag, goddelike heerlikheid. Hy verklaar, ek is die eerste, ek is die laaste. Hy was dood en leef tot in alle ewigheid. Hy het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hy wandel tussen die 7 goue kandelaars, teenwoordigheid onder sy volk. Hy ondersoek die niere en die harte, hy's alwetende regter. Hy sal oorwinnaars laat sit op sy troon. Die lam staan asof dit geslag is, 'n ewige offer wat leef. Alle skepsels aanbid die lam, saam met hom wat op die troon sit. Sy naam is op die voorhoofde van sy diensknegte en hulle sal hom sien van aangesig tot aangesig. Yeshua het mag oor engele en stuur sy engele uit. Nou om te kyk gou waar Yeshua sê, hy is, ek is, dit wil sê Jahwe. Ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die ware wingerdstok. Voordat Abraham was, is ek. Toe die soldate Yeshua soek, toe sê hy, ek is, en die soldate val neer, want hulle weet wat 'n mag gesag is hy. Hulle weet, hy sê hy is Jahwe. Ek is Alfa, die Alfa en die Omega. Yeshua bevestig die ek is in Openbaring 1 vers 8 ook. Hy was bereken gewees tussen die misdadigers. Hy is begrawe by 'n ryk man. Yeshua word as die seun van Elohim verklaar met krag deur die opstanding. Hy is die uitdruklike afdruk van Elohim se wese. Hy is voor alle dinge en alles bestaan in hom. Hy het die heerlikheid ontvang wat by die Vader was. Hy is die heilige en die waaragtige. Hy is die getroue en die waaragtige. Hy is die getroue getuie. Hy is die eerstgeborene uit die dode. Hy is die owerste van die konings van die aarde. Hy het mag om sy lewe neer te lê en dit weer te neem. Hy vergewe sondes met gesag wat net Elohim kan doen. Hy ontvang aanbidding van die disippels. Hy ontvang aanbidding van die blindgebore wat genees is. Hy ontvang aanbidding van die vroue na die opstanding. Hy sê, ek en die Vader is een. Wie hom sien, sien die Vader. Hy is die enigste naam waardeur redding kom. Hy is die een deur wie Elohim die wêreld sal oordeel. Hy stuur die Heilige Gees. Hy blaas op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees.
Hy doop met die Heilige Gees. Hy gee ewige lewe aan sy skape. Niemand druk sy skape uit sy hand uit nie. Hy roep die dooies met sy stem. Hy het gesag oor alle vlees om ewige lewe te gee. Hy is hoof oor elke owerheid en mag. In hom is al die skatte van wysheid en kennis. Hy is die wysheid van Elohim. Hy blaas op sy disippels en sê, ontvang die Heilige Gees. Hy doop met die Heilige Gees. Hy gee die ewige lewe aan sy skape. Niemand ruk sy skape uit sy hand nie. Hy roep die dooies met sy stem. Hy het gesag oor alle vlees om die ewige lewe aan hulle te gee. Hy is hoof oor elke owerheid en mag. En in hom is al die skatte van wysheid en kennis. Hy is die wysheid van Elohim. Hy is die krag van Elohim. Hy is die meester van die heerlikheid. Die volheid van genade en waarheid kom deur hom. Hy alleen ken die Vader volledig en openbaar die Vader. Hy is aangestel as erfgenaam van alles. Hy dra die sleutels van Dawid. Hy maak oop en niemand sluit nie. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy is die wortel van Dawid. Hy is die blink môrester. Hy is die woord van Elohim. Hy het 'n naam bo alle name. Sy troon is tot in ewigheid. Hy word Kyrios genoem. Dit is dieselfde betekenis as Jahwe. Hy kom weer met heerlikheid en met sy engele. Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Hy kom met 'n groot bassein en versamel sy uitverkorenes. Jahwe self daal neer met 'n geroep en bassein geklank. Hy verander ons vernederde liggaam na sy heerlike liggaam. Hy is die regter van lewendes en dooies. Die Vader het alle dinge aan sy voete onderwerp. Hy is gegee as hoof oor alle dinge vir die gemeente. Hy is die hoeksteen, alles word in hom saamgebou. Hy is middelaar tussen Elohim en die mense. Hy is die borg van 'n beter verbond. Hy leef altyd om vir ons in te tree. Hy is die ware lig wat elke mens verlig. Sy vlees is waarlik spys en sy bloed waarlik drank. Wie hom eet, bly in hom en hy in hulle. Hy is die goeie herder wat sy lewe aflê. Hy is die groot herder van die skape deur die bloed van die ewige verbond. Hy is die hoëpriester van ons belydenis. Hy is die priester vir ewig volgens Melchisedek. Hy is die lam van Elohim wat die sonde wegneem. Hy is die Pasga wat vir ons geslag was en ook die sondoffer. Hy is die versoening vir ons sondes, ook vir die hele wêreld. Hy is die genesing vir die nasies in die nuwe skepping. Die lam ontvang dieselfde lof en eer as die Vader wat op die troon sit. Hy was waardig om die boek te neem en die seels oop te maak. Hy is geslag en het ons vir Elohim gekoop met sy bloed. Hy het ons 'n koninkryk en priesters gemaak. Hy het die oorwinning oor die dood en doderyk. Hy het die mag van die dood vernietig. Hy het getriomfeer oor die owerhede en magte. Hy heilig sy volk deur sy eie bloed. Die voorhang sal skeur en die toegang word geopen. Hy is die weg tot die Vader. Hy is die waarheid self. Hy is die lewe self. Hy is die ware wynstok. Lewe vloei uit hom. Hy het mag oor die natuur deur sy woord. Hy het mag oor duiwels. Hulle onderwerp hulle aan hom. Hy sien Satan soos 'n bliksem val. Hy het mag om engele te stuur. Hy het 'n verheerlike gedaante by die verheerliking op die berg. Sy aangesig skyn soos die son. Sy klere word so wit soos lig. Ons moet na hom luister, sê die stem, die Vader. Hy is die profeet soos Moses. Hy is die rots waaroor die bouers struikel. Hy is die hoeksteen wat Jahwe lê. Hy is die meester van Dawid in Psalm 110. Johannes brei die weg van Jahwe, maar dit is vir Yeshua. Jesaja sien Jahwe se heerlikheid. Johannes sê dit was Yeshua se heerlikheid geweest. Wie die naam van Jahwe aanroep sal gered word. Dit word toegepas op Yeshua. Die skepper Psalm van Jahwe word op die seun toegepas. Die eerste en die laaste, die titel van Jahwe word op Yeshua toegepas. Hy is die engel van die verbond waarna die volk uitsien. Die engel van Jahwe praat as Elohim en sweer by homself. Die engel van Jahwe in die brandende bos word Elohim genoem. Jakob noem die engel sy verlosser. My naam is in hom, 'n unieke boodskapper met Vader se karakter. Hy sluit die nuwe verbond met sy bloed. Hy is die middelaar van die nuwe verbond. Hy bring 'n ewige verlossing. Hy gee die Gees as onderpand in ons harte. Hy is die meester wat die gemeentes ondersoek. Hy het 'n naam wat niemand ken behalwe hy self. Hy kom op 'n wit perd as oorwinnaar.
Hy sal die nasies met 'n uiterstaf regeer. Hy bring oordeel deur die swaard van sy mond. Hy dra baie krone, koninklike oppergesag. Die lam is die lamp van die stad. Sy diensknegte sal sy aangesig sien. Sy naam is op hulle voorhoofde. Hy maak alle dinge nuut. Hy die eerste liefde en laaste woord oor die gemeente. Hy staan by die deur en hy klop en ons hou saam met hom maaltyd. Hy gee aan oorwinnaars om saam met hom op die troon te sit. Hy is die begin van Elohim se skepping. Hy is die eersteling uit die dode, die voorrang. Hy is die een deur wie alles bestaan en saamhou. Hy is die meester wat ook Sabbat gesag het. Hy is waardig om eer, heerlikheid en mag te ontvang. Hy ontvang lof van elke skepsel in die hemel en op die aarde. Hy is geopenbaar in heerlikheid en sal weer verskyn in heerlikheid. Wanneer hy verskyn, sal ons saam met hom in sy heerlikheid verskyn. Hy sal kom in sy Vader se heerlikheid met engele. Hy sal sit op sy heerlikheidstroon en die nasies oordeel. Hy is die goue hoof wat die koninkryke oorheers as die seun van die mens. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Hy is gegee heerskappy, eer en koninkryk. Sy volk dien hom in die hemelse visioen. Hy dra die naam Elohim met ons. Thomas bely hom as Here Jahwe en Elohim. Hy openbaar die Vader se naam en karakter. Hy het die karakter van die Vader verheerlik op die aarde. Hy is die een aan wie die Vader die naam of die karakter gegee het wat bo elke liewe naam is. Johannes het gekom en die pad vir Yeshua voorberei. Hy is die ware tempel, breek dit af en hy rig dit op. Hy is die hoeksteen waarop die geestelike huis groei. Nou met hierdie 400 plus puntgewyse skrifgetuienisse wat ons kortliks aangehaal het, staan een ding vas. Yeshua was nie net bloot 'n gewone mens nie, en ook nie net 'n profeet soos die ander profete nie, of selfs 'n groot koning soos Dawid, of 'n wonderwerker soos Elia nie. Profete is gestuur, Yeshua is van bo. Profete spreek, so sê Jahwe, maar Yeshua spreek met eie gesag. Profete bid vir wonderwerke, maar Yeshua beveel en die skepping gehoorsaam. Profete wys na die verlossing, maar Yeshua is die verlossing. 'n Gewone mens dra nie die titels en werklikhede wat die skrif aan Yeshua gee nie. Hy word beskryf as die een deur wie alles geskape is, die een wat alles onderhou, die een aan wie alle mag gegee is, die een wat die sonde vergewe, die dood oorwin, die sleutels van die doderyk dra, en die een wat dieselfde eer ontvang as hy wat op die troon sit. Hy is nie net 'n boodskapper van die waarheid nie, hy is die waarheid. Nie net 'n onderwyser oor die lewe nie, hy is die lewe. Nie net 'n gids na redding nie, hy is die weg. Hierdie 400 plus punte wys nie bloot dat Yeshua buitengewoon was nie, dit wys sy goddelike karakter, mag en gesag. Dit wys 'n persoon wat in die middelpunt van die skrif is, die profesie, die skaduwees, die feeste, die tabernakel beeldspraak, die messiaanse titels, die wonderwerke, die opstanding, die hemelse heerlikheid en die wederkoms. Alles loop saam in hom. Ja, daar is baie dinge in die skrif, maar die skrif self getuig dat die fokus uiteindelik na hom toe beweeg. En die wet en die profete het net van Yeshua getuig. En selfs met hierdie 400 pluspunte is die studiestuk nog nie klaar nie. Daar is nog baie meer wat 'n mens kan byvoeg. Elke detail, elke herhaling, elke beeld, elke parallel, elke aanhaling en elke vervulling. Maar hierdie lys is reeds genoeg om hierdie kern onweerlegbaar te maak. Yeshua is uniek, afgesonder, verhewe, aangestel en met heerlikheid gekroon. Hy het die eer ontvang wat niemand kan steel nie, en sy heerskappy is nie beperk tot die aarde alleen nie. Daarom bely ons met gesag en oortuiging, Yeshua is die een aan wie alle mag behoort, in die hemel, op die aarde en onder die aarde. En die dag kom, soos daar geskrywe staan, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely en die hele skepping sal erken. Hy is waardig om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Nie omdat mense dit besluit het nie, maar omdat die skrif dit verklaar en die Vader hom, Yeshua, verhef het. Mag hierdie studiestuk jou geloof anker, nie in menslike redenasies nie, maar in die getuie van die woord. Die skrif getuig van hom, en wie hom ken, het die lewe.
Moenie dat die gees van dwaling julle mislei om Yeshua se goddelikheid te verag of te verklein nie. Die sifting is reeds aan die gang. Die koring word van die kaf geskei. Die bruid is die wat die bruidegom werklik ken. Nie net van hom weet nie, maar hom persoonlik ken en in verhouding met haar bruidegom wandel. Die skrif wys dat die draak vertoornd sal wees op die vrou, maar hy kan haar nie vernietig nie, want sy is onder die beskerming van haar bruidegom. Sy word bewaar en versorg en beskik volgens die wil van Jahwe. Tog maak die draak oorlog teen die ander van haar nageslag, die wat die gebooie van Elohim bewaar en die getuienis van Yeshua het. Daar sal ook die wees wat wel die gebooie onderhou, maar nog nie ten volle die koning agter die wet leer ken het nie. In die uur van beproewing sal hulle moet ontdek wie hy werklik is. Sommige sal deur die verdrukking gaan en self met hulle lewens moet getuig dat hulle hom liefhet. Want ware liefde vir die bruidegom word nie net met woorde bely nie, maar met volharding, gehoorsaamheid en trou tot aan die einde toe. Die kern bly, dit gaan nie net oor wetsonderhouding nie en ook nie net oor kennis nie, dit gaan oor die persoon van die koning self. Om die wet te ken, maar nie die wetgewer te ken nie, is om die hart van die verbond te mis. Die bruid ken haar koning en sy volg hom waar hy ook al gaan. Laat die wat kan hoor, en die wat kan sien, sal sien, en die koninkryk en sy geregtigheid sal vind. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom. Ek kyk in die skrif en ek sien dit so helder. Nie los gedagtes nie, maar getuienis ry op ry. Die woord was van ewigheid, die lig voor die wêreld. En toe het hy neergedaal, Elohim naby. Nie net 'n stem in die wildernis, nie net 'n man met 'n boodskap, maar die boodskap self. Die waarheid wat staan, hy spreek en storms word stil. Hy beveel en kettinge breek, hy roep die dooies en lewe begin weer slaan. Profete sê, so sê Yahweh en hulle wys na die dag, maar hy sê volg my in die duisternis, wyk terug. Hulle bid vir vuur, hy dra die vuur in sy oor. En die skepper herken sy stem soos 'n bekende brug. 400 plus, roep saam deur die woord. Hy is waardig, hy is heilig, hy is koning en meester, Alpha en Omega, eerste en laaste, die lam op die troon, die lig in die stad. Elke knie sal buig in die hemel, op die aarde, onder die aarde, elke tong sal bely, U alleen is waardig, nie deur ons krag nie, maar deur U gesag. U ontvang die eer, U dra die kroon vir altyd. Ek sien hom in skadu's, besig bloed op die deure, in die rots wat water gee, in die slang wat verhoog word. Ek sien hom in vuurste, eersteling uit die graf, in die weke se vuur, waar die harte word. Ek sien hom in profesie, verag en verwerp, deurboor vir ons skuld, stil soos 'n lam, en tog die graf is leeg, en die hemel is oop, want hy leef tot in ewigheid, die oorwinnaar se naam. Hy vergewe met gesag, hy oordeel met geragtigheid, hy hou die sleutels van die dood en doderyk vas. Hy is die weg, die lewe, die waarheid, nie net 'n leer nie, maar die koning self wat my uit my nagte losmaak. 400 plus getuies, roep saam deur die woord. Hy is waardig, hy is heilig, hy is koning en meester, Alpha en Omega, eerste en laaste, die lam op die troon, die lig in die stad. Elke knie sal
Maar die wetgewer se hart, nie net geboeie gehoor nie, maar die koning herken. Die bruid ken haar bruidegom, sy wandel in sy naam. Sy hou vas in verdrukking, sy buig nie voor die slang. Die draak word vertoornd, maar kan haar nie vernietig nie. Sy is onder beskerming, onder die bloedverbond. En wie nog net van hom weet, sal hom vind in die vuur. Want hy is nie 'n idee nie, hy is Heer van die grond. 400 plus getuies roep saam deur die woord. Hy is waardig, hy is heilig, hy is koning en meester, Alfa en Omega, eerste en laaste. Die lam op die troon, die lig in die stad. Elke knie sal buig in die hemel, op die aarde, onder die aarde. Elke tong sal bely, U alleen is waardig. Aan U die heerlikheid, U eer en die krag. Yeshua ons koning, U regeer vir altyd. Die skrif getuig van U, van begin tot einde. En ek buig nie uit vrees nie, maar uit liefde en lig. U is waardig, U is waardig. U dra die kroon in die wolke, en die naam bly hoog vir ewig.